Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om weer vanoggend by mekaar te kom, dat ons die mense lief kan hê wat U vir ons gegee het, Here. Hierdie gemeenskap van heiliges. Here, ons is besig met 'n reeks waar daar baie verwarring is, Here. Ons het dit self hierdie week gesien waar ons met mense gesels het oor hierdie onderwerp. Seën ons asseblief, Here, dat ons werklik die waarheid in die woord sal raak sien. Here, dat ons dit sal verstaan, Here. Here, seën U eie woorde vanoggend asseblief, Here. En seën my ook dat ek slegs U sal verheerlik met U woorde. Amen. So julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 6. Ons gaan sommer begin deur om te lees vers 10 tot vers 18. As ek nou sê, dit het op my 'n groter impak gehad as op Cindy, dan moet ek dan nou by sê, toe ek dit vir Cindy sê, toe sê sy vir my, maar dit is so. Dit is hoe sy ook daarna gekyk het, en dit is nou nie regtig hoe ek daarna gekyk het nie. Goed, Efesiërs 6, vers 10 tot 18, en ek lees uit die woord van die lewende God. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Tot sover. Ek wil vanoggend begin met die vraag waarmee ek verlede week afgesluit het. En ek wil jou vra, waarmee voed jy jou gedagtes? Voed jy jou gedagtes met kennis van God, of voed jy jou gedagtes met die wêreld? Nou, ons het verlede week gesien dat ons is in 'n oorlog betrokke. En hierdie oorlog is teen Satan, en Satan is agter jou gedagtes aan. Satan wil jou so ver kry om die woord van God te betwyfel. Nou, geestelike oorlogvoering is die target is kennis van God. Dis alwaaroor geestelike oorlogvoering gaan. Dit gaan oor die waarheid van God teenoor die leuen van die wêreld. En ons het verlede week na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 gekyk, en die van julle wat wil kan daarna toe blaai, want ons gaan 'n bietjie tyd spandeer in hierdie paar verse. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, en ek wil dit weer vir ons lees. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Nou, net om verlede week bietjie op te som, gaan ons hierdie 3 verse vers vir vers na kyk. En as ons vers 3 lees, dan sien ons leef wel in 'n menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Met ander woorde, ek en jy het geen invloed op die geestelike riem met ons woorde nie, of met ons dade nie. Niks wat ons sê, het invloed op die geestelike riem nie. Die vreemde leringe wat ek verlede week uitgewys het, net in hierdie vers, word al daai vreemde leringe uitgewys as vals. Dit bestaan nie, want ons het geen mag in die geestelike lewe nie. Ons as mens het beheer oor dit wat om ons is, en dis alwaaroor ons beheer het. En die rede hoekom ons nie enige invloed op die geestelike lewe het nie, is omdat ons nie daar lewe nie. Dit is nie waar ons is nie. Ons is hier. Vers 4 en 5 gaan dan verder. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig,
Daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevangene, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou die vers sê, maar die kragtige gevegstoerusting van God. So wie is die een wat in hierdie geestelike oorlog betrokke is? Dis God. En nie net God nie, die kragtigheid van God, die magtigheid van God is betrokke daarbey. Ek en jy as mense het eenvoudig nie die krag of die mag of die vermoë om in hierdie geestelike oorlog betrokke te wees nie. Ons het niks daar uit te waai nie. Niks nie. Ons het geen vermoë om Satan of enige demoon aan te spreek of te bind of enigiets voor te sê nie. Niks nie. Dis alles net God. Die vers sê dan, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Nou, ons verstaan nie regtig wat Paulus bedoel het met vestings vernietig nie. As ons 2000 jaar terug gaan na die Bybelse tyd toe, julle weet die stad van Jericho, wat die volk Israel gaan inneem, het was omring met 'n muur gewees. En dit is hoe die stede hulle self beskerm het daai tyd. Hulle het hierdie massiewe muur om die stad gebou. Nou die Jericho muur was, die opgrawings wys, hy was so 3.3 meter hoog en 4.5 meter breed gewees. So dit was 'n massive muur gewees. Die enigste manier wat mense daai stad kon oorneem, was om die stad te omring en seker te maak niemand gaan in en uit nie. En dan laat hulle die mense binnekant doodgaan van die honger. Dit is hoe hulle stede ingeneem het. Dit het partykeer tot 'n jaar gevat. Nou as ons kyk na Jericho, wie die mure van Jericho laat inval? God het. Dit was nie die mense gewees nie, dit was God gewees. En dis hoekom hy so sê, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Die Engelse vertaling praat van fortresses. So dis hierdie massiewe stad met hierdie groot mure, en dit is wat Paulus vergelyk met leuns. Is hierdie mure wat om ons gebou word, hierdie mure van leuns. So die beeldspraak wat hy hier gebruik, sê vir ons hoe kragtig is hierdie leuns, maar God is kragtiger om hierdie leuns te laat in mekaar tuimel. So die gevegstoerusting is God se kragtigheid. Dis nie ons nie, dis niks uit ons uit nie. En vers 5 gaan dan aan en hy sê daarmee, en as hy sê daarmee verwys hy na die vorige vers, God se krag, daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Die Engelse vertaling gebruik die woord arrogance. Die arrogance teen die kennis van God. Ons neem ook elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So die argumente teen die kennis van God, hoe beveg ons dit? Met die krag van God. Dit is hoe ons hierdie leuns afbreek. Geestelike oorlogvoering is dus 'n oorlog wat die geestes, wat die ongelowiges en die Satan en sy demone en die wêreldstelsel teen ons voer met waarheid. Met hulle leuns teen ons waarheid. So dis argumente en dis redenasies en soos die Engels sê, arrogansie teenoor God se waarheid. En dan sê die vers om elke gedagte gevangene te neem en dit aan Christus gehoorsaam te maak. So deur God se krag veg ons teen hierdie leuns en ons neem ons eie gedagtes gevangene om gehoorsaam te wees aan Christus. En vers 6 sê dan, ons is ook oorgehaal om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid in plek geval het. Nou wanneer gelowiges self gehoorsaam is, as ons as 'n groep self gehoorsaam begin raak aan God, dan kan ons gereed wees om mekaar in liefde by te staan in hierdie gehoorsaamheid. En dit is wat hierdie vers bedoel. Ons sal mekaar help om nie die leuns van Satan te glo nie. En hoe gaan ons dit doen? Kerk. Dit is hoe ons dit genoem, kerk. Gemeenskap van heiliges, tyd saam spandeer, mekaar in liefde leer, mekaar in liefde teregwys, Bybelstudies, al hierdie dinge wat ons doen, dit is hoe ons mekaar in hierdie waarheid ondersteun. So, deel van geestelike oorlogvoering is, ons as gemeente moet mekaar beskerm teen die leuns van die wêreld. Ons moet vir mekaar uitkyk teen hierdie oorlog wat ons voer teen die wêreldstelsel. So geestelike oorlogvoering, as ons dit in een sin moet opsom, gaan oor, glo jy wat God vir jou sê in die Bybel, of glo jy die wêreld? Dis so eenvoudig soos dit. Vertrou jy vir God,
of vertrou jy die dinge van die wêreld? Is jy gehoorsaam aan die woord van God of volg jy jou eie begeertes en jou eie liste? Dis waarop dit neerkom. Niks van hierdie vreemde dinge wat ons verlede week van gepraat het, van geeste bind en al hierdie dinge wat die mense so doen, wat hulle sê geestelike oorlogvoering is die waarheid nie. Al wat geestelike oorlogvoering is gaan jy die waarheid van God glo, of gaan jy die wêreld glo, of jou eie hart glo. Die hele wêreldsisteem wat Satan en sy demone beheer, het net een doel. En dit is om ons so ver te kry om ons eie begeertes te volg. Die hele wêreldsisteem is ontwerp om jou begeertes te voed en my begeertes te voed. Onthou julle Openbaring 12 vers 9 waarna ons verlede week gekyk het. Satan verlei die hele wêreld. Dit is sy doel. So wat is die verskil dan tussen gelowiges en ongelowiges in hierdie oorlog? Gelowiges is deur die genade van God geestelik lewendig gemaak. Alles wat ons in Efesiërs 1, 2 en 3 geleer het. As jy 'n gelowige is, dan is jy nou wys en jy is nie meer 'n dwaas nie. As jy 'n gelowige is, dan is jy nie meer duisternis nie, jy is nou lig. En as jy 'n gelowige is, het jy die gees van God wat binne in jou woon, wat jou gaan lei in die waarheid en teen hierdie oorlog van Satan. Die Heilige Gees lei jou om die Bybel te verstaan en om die Bybel te aanvaar as die waarheid. God het jou oë kom oopmaak, sodat jy kan onderskei tussen die leuen en die waarheid. En die ongelowige, 1 Korintiërs 1 vers 18 gee vir ons die antwoord. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die Bybel is vir ongelowiges dwaasheid. Hulle glo eenvoudig nie die Bybel nie. Ongelowige mense glo hulle eie begeertes en hulle eie harte. Ongelowiges gaan elke YouTube video wat hulle kyk oor die Bybel, elke YouTube video wat sê die Bybel is afgewater want hulle het al hierdie vertalings oor die jare verkeerd gedoen, hulle gaan al daai nonsens glo. 'n Ongelowige gaan na conspiracy teorieë kyk van die kerk wat verander is deur Konstantin in die 300ste eeu en al hierdie snaakse goeters wat hulle op YouTube kry. Die ongelowige gaan dit glo, want hy sal eerder die waarheid glo as die woord van God. En as ons glo dat God die skepper is en dat God almagtig is, dan moet ons glo dat God die woord van God vir ons bewaar tot vandag toe. Met ander woorde, die woord van God is die waarheid. Met ander woorde, die verskil tussen ongelowiges en gelowiges is, gelowiges sal die Bybel glo en ongelowiges nie. Dis die bottom line. Met ander woorde, Satan en hierdie wêreldsisteem hoef nie spesifiek te fokus op ongelowiges nie. Want ongelowiges is in elk geval op 'n dwaalspoor, want hulle glo nie die Bybel nie. So Satan en die wêreldsisteem is gefokus op jou. As jy 'n gelowige is, dan is hierdie wêreldsisteem design om jou te mislei. En daar's 4 spesifieke plekke waarop die geestelike oorlogvoering gevoer word teen gelowiges. Dit is teen elke gelowige persoonlik in jou persoonlike lewe. Dan is dit as jy getroud is in jou huwelik, dan is dit kerkleiers en dan die kerk. Ons gaan na elkeen van hulle apart kyk. Jou as persoon, hoe verlei Satan en sy hele wêreldsisteem vir jou en vir my? Ons word op presies dieselfde manier verlei as ongelowiges. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. As jy die brief Galasiërs gaan lees, gaan jy sien Paulus rig die brief aan gelowiges. En dan sê hy, julle dwaase, hoe het julle toegelaat dat julle so vinnig mislei word? So hy het die brief geskryf aan die gemeentes van Galasiërs aan ware gelowiges wat mislei is deur leuns. So dit sê vir ons, ek en jy word ook mislei. Ons kan ook mislei word. En dis hoekom ons mekaar nodig het. So lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Presies soos wat ongelowiges mislei word, so word ek en jy mislei. En dit is baie belangrik om te weet hier, Johannes 1 Johannes 4 vers 2 tot 4 sê, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie. Maar as die gees van die antichrist, van wie julle gehoor het, dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. En hierdie is belangrik. Julle kinders is uit God, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is,
groter is as wat hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, die oomblik wat wedergeboorte in jou plaasvind, kom woon die Heilige Gees binne in jou. So 'n gelowige kan nie in Engels demon-possessed wees nie. Jy kan nie oorgeneem word deur 'n bose gees nie, dis onmoontlik. Ongelowiges kan, maar 'n gelowige kan nie, omdat hy wat in jou is, groter as dit wat in die wêreld is. En dit bevestig wat ek verlede week vir julle gesê het van die sonde in jou lewe is 'n inside job. Dis jy. Niks anders nie, niemand anders nie. Ons kan niemand anders behalwe onsself beskuldig as ons sonde doen nie. Dis nie te sê as iemand jou verlei om iets te doen en jy doen dit, dat dit daai persoon se skuld is nie. Dis jy. En ongelukkig, die van julle wat in die verlede vir Satan die skuld gegee het van jou sondes, jy kan nie meer nie. Maar dit is nie Satan se skuld nie, dis jou skuld. Maar daar's 'n baie spesifieke manier wat Satan die lewe moeilik maak vir gelowiges. En ons gaan daar's baie meer as hierdie wat ek noem, maar ek gaan net 7 hoofpunte vir julle noem. En die eerste een is, Satan verlei ons om die karakter van God te bevraagteken. Het God dit regtig gesê? En in die tye waarin ons vandag leef, die vraag wat in Christenkringe gevra word, het God regtig gesê, die huwelik is vir 'n man en 'n vrou? Of kan 2 mans en 2 vrouens trou? Het God regtig gesê, homoseksualiteit is sonde? Het God regtig gesê, egbreek is sonde? Het God regtig gesê, die man is die hoof van die huis? En het God regtig gesê, dat die vrou moet onderdanig wees aan haar eie man? Het God regtig gesê, dat vroue nie mag preek in die kerk nie? Hierdie is vrae wat in Christenkerke gevra word vandag. Die woord van God word betwyfel op hierdie punte. Dit is presies dieselfde wat Satan met Eva gedoen het. In Genesis 3. Het God dit regtig gesê? Hy het dit dalk gesê, maar hy het dit nie bedoel nie. Die skepsel wat ons is, bevraagteken die skepper. En wat die skepsel dan doen, die skepsel luister na ander skepsels en bevraagteken die skepper. Die tweede een is, Satan maak dit moeilik om die Christenlewe te lei. Nou daar's baie maniere wat Satan dit vir ons kan moeilik maak. Ek het dit opgesom in 3 kategorieë. Die eerste een is vervolging. Ons het al baie gepraat van vervolging. Ons lewe in 'n land wat ons nie tot die dood toe vervolg word nie, of tot in die tronken vervolg word huidiglik nie. Maar ons almal gaan deur moeilike tye, jou vriende en jou familie wat hulle rug op jou draai, mense beskinder jou. So daar's 'n mate van vervolging. Groepsdruk, ons begin ingee, ons begin compromise op ons geloof ter wille van vriendskappe, ter wille van ons familie, en ons water ons eie geloof af om ander mense te please, om nie ander mense te offend nie. En dan die derde manier, wat seker die mees algemeenste manier is, en sekerlik die manier is wat ons almal wat hier sit vandag beïnvloed word is. En dit is die mees effektiefste manier wat Satan Christene kan beïnvloed. En dit is, Satan maak die lewe vir ons moeilik, deur om die lewe vir ons maklik te maak. Dit is maklik om 'n Christen te wees. Die kerke verkondig 'n afgewaterde evangelie. Jy hoef net Sondag kerk toe te kom, is al wat jy moet doen. Dit is lekker. Daar's geen pressure nie, daar's geen vervolging nie. Gelowiges word geleer dat as hulle kerk toe gaan en hulle gee 'n geldjie, dan is hulle geloofsverantwoordelikheid vervul. Almal sê, om ons sê, hulle is Christene. Die statistiek van Suid-Afrika sê, 85.3% mense sê hulle is Christene. Maar lyk dit so? As ons om ons kyk, lyk dit of 85% van ons omgewing se mense Christene is. Hulle sê hulle is. Dit is maklik om 'n Christen te wees. Die lewe is gemaklik en is lekker om te kan sê, Here, Here. Maar daar's geen vervolging nie. En in die kerk is daar geen accountability nie. Mense sit in die kerk en hulle sit Sondag in die kerk en hulle skyn heilig in die kerk en van Maandag tot Saterdag lewe hulle totaal in 'n ander lewe en hulle word nie aangespreek nie. So Satan maak dit vir ons moeilik deur om dit maklik te maak. Daar's geen accountability nie.
Die derde ding wat Satan doen is, hy verwar gelowiges met valse leringe. Nou wat doen ons hier vandag? Ons leer. Wat doen ons by die mannebediening? Ons leer. Wat doen julle by die vrouebediening? Julle leer. Ons moet konstant leer van God se karakter. Ons moet konstant leer van die leringe in die Bybel. Want in die era waarin ons lewe, is daar so baie valse leringe, afgewaterde leringe. Ongelukkig met COVID, wat niemand uit hulle huis uit mag gaan het, elke persoon met 'n telefoon het met 'n kamera aan en internet het video's opgesit en hulle gee leringe en hulle interpreteer die Bybel en ons luister die goeters en ons dink maar hierdie klink reg, dis die waarheid. Die ou het dan 'n versie bygesit, Moses 3 vers 3. En dan glo mense dit. Omdat hulle nie by 'n Bybelse kerk betrokke is nie en committed is in die kerk nie en leer nie, word hulle beïnvloed deur hierdie valse lering. En dit gebeur met almal van ons. Hoe gaan jy God in waarheid kan aanbid as jy nie die waarheid ken nie? As jy nie die kennis van God het nie. Nou ek persoonlik word baie beskuldig daarvan dat ek te veel ingestel is op die leringe van die Bybel. Dat ek te eng is oor die leringe van die Bybel. Dit word baie vir my gesê. Ek is al beskuldig daarvan dat ek vir God in 'n boksie plaas. My persoonlike oortuiging is, God het homself in 'n boksie geplaas. En dis die 66 boeke van die Bybel. Niks buite hierdie boksie, niks buite hierdie 66 boeke kom van God af nie. Dit wat God wil hê ons moet weet van hom, het hy vir ons geopenbaar in die 66 boeke van die Bybel. So as enigiemand na my persoonlik te kom en sê, God het vir my gesê, dan stop ek hom in sy spore en sê, nee, God het nie. Waar is die vers? Maar mense word mislei hiermee. Want dit klink so ongelooflik as iemand vir jou sê, maar God het vir my gesê. Dan moet dit mos die waarheid wees. Paulus, net voordat Paulus doodgemaak is, hy het geweet hy gaan doodgemaak word, skryf hy vir Timoteus 'n brief. 2 Timoteus 4, vers 1 tot 4. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Hoor nou hierso. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Paulus kon baie goed vir Timoteus hier gesê het. Paulus kon vir Timoteus gesê het, luister na die stem van God. Paulus kon vir Timoteus gesê het, wag vir apostels en profete. Maar hy sê vir hom, verkondig die woord van God. Ons lewe in die tyd wat Paulus hier van geskryf het. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Mense raak kwaad as jy hulle teregwys en jy sê vir hulle, maar dit wat jy sê van God staan nie in die Bybel nie, waar kry jy dit? Hulle raak kwaad. Baie kwaad. Vers 4 sê, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal hulle wend tot fabels. So wat Paulus hier sê is, hulle gaan stories glo. Hulle gaan veeverhale glo. Maar nie die waarheid nie. Dit gebeur nou. Dit gebeur vandag in Christenkerke. Te veel Christene word vandag mislei, omdat hulle nie die leringe van God ken nie. Hulle neem die Bybel ligtelik op. Die vierde een is, Satan probeer ons keer om te dien. Die Engelse praat van die 3 T's, your talent, your time en your treasure. Waar spandeer jy jou talent? Waar spandeer jy jou tyd? En waar spandeer jy jou geld? Hoekom dink julle het al die verskillende sporte in die wêreld oor die laaste 40 jaar hulle matchdays geskuif na Sondag toe? Som jy die kerk uit hou? Geen ander rede nie. Hulle gee ander redes. Die enigste rede is om my en jou uit die kerk uit te hou. Dat ons 'n keuse maak om eerder rugby of sokker of wat ook al te gaan kyk, in plaas van kerk toe te gaan. Die Boland Rugby Unie
Al hulle home games hierdie jaar is op 'n Sondag. En weet julle wat het hulle gedoen? Met elke rugbywedstryd gaan hulle 'n uur of 2 vroeër gaan hulle 'n gospeldiens hê. En weet julle hoe bemark hulle dit? Come and get the best of both worlds. Kom aanbid jou God en kyk rugby. Kom op dieselfde stadion. En die mense sê, wow, hoe awesome is dit? Nou vir ons die kerk toe te gaan nie. Nou gaan ons sommer soontoe. Sing 'n paar songs en hulle nooi enige pastoor of predikant om 'n lering te bring. Kan julle dink wat gaan daar verkondig word? Dis die wêreld. Die wêreldstelsel wil ons weghou uit die kerk uit. Winkels is oop op Sondag. Alle winkels is oop op Sondag. Alles werk 7 dae 'n week. En alles is ontwerp om ons uit die kerk uit te hou. Om ons van mekaar af te hou, dat ons nie by mekaar uitkom nie. So die vraag hier is, wat doen jy met jou tyd? Spandeer jy die meeste van jou tyd voor die TV of voor die YouTube? Spandeer jy jou tyd met dinge wat ewigheidswaarde inhou of met wêreldse dinge? En jou talente, wat doen jy met jou talente? Gebruik jy jou talente om God te verheerlik of gebruik jy jou talente om jou eie begeertes te voed? En dan die ongemaklike ene, wat doen jy met jou geld? Spandeer jy jou geld op wêreldse skatte of op skatte in die hemel? En jy moet jou eie lewe hier ondersoek. Want ons almal wat hier is, trek aan soos ongelowiges. Ons almal se huise lyk soos ongelowiges huise. Ons ry dieselfde karre as ongelowiges. Ons eet dieselfde kos as hulle. Die tipe kos en die hoeveelheid kos. Ons lewens lyk absoluut presies dieselfde as ongelowiges. So spandeer ons geld anderste. Hoe lyk jou lewe in vergelyking met jou ongelowige buurman se lewe? Nommer 5. Nog 'n manier hoe Satan gelowiges beïnvloed is deur skynheiligheid. En dit is pride of life, trotsheid. Gelowiges is een mens op Sondag en dan van Maandag tot Saterdag is hy 'n ander tipe persoon. Hy kom hiernatoe en hy kom wys hoe heilig is hy. Hy maak seker sien as jy ietsie in die sakkie gooi en Maandag gaan hy huis toe en hy verneek sy werksmense of hy vloek sy werksmense of hy behandel hulle absoluut soos slawe. En dit is trots wat dit doen. Want gelowiges wil hê mense moet hulle sien. Mense moet vir hulle kyk in die kerk. Mense moet van hulle sê, praat en sê, daar's 'n groot Christen. Maar nog 'n plek waar ons skynheilig is, waar ons skynheilig is, waar Satan ons verlei is met ons eie sondes. Gelowiges bely nie meer hulle sondes teenoor mekaar nie. Ons sê nie meer vir mekaar, ek struggle hiermee. Bid saam met my nie. En ons manne bespreek dit baie keer by ons vergadering. Het jy 'n vriend met wie jy kan praat? En die vrouens het gewoonlik vriendinne met wie hulle kan praat, maar ons manne nie. Het jy iemand wat jy kan bel en sê, ek struggle met hierdie ding? Bid vir my. Bid saam met my. Ons hou dit eerder vir onsself en ons kom kerk toe en ons maak asof ons geen sondes het nie. Ek het onlangs 'n boek gelees van Jerry Bridges, Respectable Sins. Nou die boek is oor al die sondes wat ons as Christene oorsien. Dis nie so erg nie, dit is fyn as ons dit doen. Is goeie soos skinder, kwaad word, al hierdie, weet seker tipe sondes. En met elke hoofstuk wat ek klaar gelees het ek vir Cindy gesê, ek kan nie sê amen nie, ek moet net sê eina. Want daai ou slaan die spyker op die kop, met elke sonde. Ons as gelowiges bring sondes in ons lewe in en ons dink is alright. En is stupid goeters, kwaad word byvoorbeeld. Die Bybel sê nie kwaad word nie. Skinder, ons skinder. Vloek. Die 16, Satan verlei ons met ons goeters. En ek het dit nou genoem, daar's byna geen verskil in hoe ons lewens lyk nie. As ons lewens gaan vergelyk met ongelowige sinne, dan lyk ons lewens presies dieselfde.
Die blink goeders van die wêreld trek ons aandag net soveel. En ek het nou gesê, vergelyk jou lewe met jou buurman, jou ongelowige buurman. Wat gaan iemand anders te sê, as iemand van buitekant af kyk, na jou lewe? Wat sê jy's 'n Christen? En dit gaan vergelyk met jou buurman se lewe. Gaan iemand anders te kan sê, maar jy lewe anderste? Of gaan iemand anders te sê, ja, julle lewens lyk maar redelik dieselfde? Die wêreldse goeders, die lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, het ons ook maar ingesluk. En dan die 7de ene, Satan verlei ons om ongehoorsaam te wees. Satan wil hê ons moet 'n immorele lewe lei. En hoe Satan dit vandag regkry, is social media. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, al hierdie goeders. Met 'n immorele lewe. Ongehoorsaam. Hoe bewys ek en jy dat ons lief is vir God? Gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, hou my gebooie. In alle aspekte van jou lewe. Wanneer ek en jy as gelowiges toelaat dat ons op enige manier verlei word deur Satan, dan gaan Satan die oorhand oor ons kry. Dan gaan Paulus ook vir ons kan skryf, soos hy vir die Galasiërs geskryf het. Julle dwaase, hoe het julle dit toegelaat? So dit is hoe Satan ons as gelowiges individueel verlei en mislei. Die tweede plek waar Satan gelowiges verlei is in hulle huwelike en in gesinne. 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 5 sê, laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so het die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom om dit vir 'n tyd lank te doen, om julle aan gebed te kan wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Satan staan gereed om elke huwelik hier op te breek. Elke huwelik. Elkeen van ons huwelik het 'n teiken op. Elke huwelik. Ons het gesien met ons reeks oor die gesin, dat God het die huwelik ingestel. Dit beteken Satan werk aktief om huwelike op te breek. Aktief, want dan breek jy 'n belofte wat jy voor God gemaak het. Satan gebruik dinge soos ander partye, 'n derde persoon, pornografie, geld, sport. Satan gaan selfs jou kinders gebruik om jou huwelik te laat opbreek. Dis wat hy doen. As ek en jy nie aktief en doelbewus elke dag werk in ons huwelik nie, gaan daar krake kom. Want jou huwelik het 'n target op. Die derde plek waar gelowiges aangeval word is deur kerkleiers. Paulus het vir Timoteus geskryf dat die ouderlinge sekere karaktereienskappe moet hê. En hy skryf in 1 Timoteus 6, hy moenie 'n pas bekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Ons moet vir ons kerkleiers bid, en ons moet gereeld vir hulle bid, dat hulle sal staande bly teen die leuns van Satan, dat hulle persoonlike lewens op God, in die lyn met God sal hou, dat hulle huwelike reg sal hou. Ons moet aktief bid vir ons kerkleiers. Ons moet amper aggressief bid vir hulle. En julle sal nou sien in die volgende punt hoe kom. Die laaste punt hoe Satan gelowiges mislei is in die kerk. Satan bring verdeeldheid in die liggaam van Christus in. Satan wil nie eenheid hê nie. Hy kom in die kerk in vermom as 'n engel van lig. Hy kom hier in en hy lyk soos 'n gelowige. En hy praat soos 'n gelowige. En hy sing soos 'n gelowige. En hy haleluja goomba ja soos 'n gelowige. Maar agteraf skinner hy. Agteraf bring hy verdeeldheid. Agteraf sê hy, maar dink jy dit wat hy gesê het is die waarheid? Het jy gesien wat hierdie ene doen? Het jy daai gesien? En dit bring verdeeldheid. En dit gebeur oor en oor en oor in Christenkerke. In die groep waarna ons betrokke is, die ABK SA,
het ons April maand, toe ons by die vergadering was, met 'n klomp leraars gepraat wat gesê het, hulle het hierdie issues in hulle kerke. Kerksplit, kerksplit, kerksplit. Elke keer wat 'n kerk split, kom dit van binne af. En elke keer wat 'n kerk split, gaan dit oor lering. Waarheid teen die leuen. Toe ons die huiskerk was 2,5 jaar terug, het ons ook gesplit. Dit het gegaan oor 'n lering. Satan wil nie 'n Bybelse kerk laat groei nie. Satan sal enigiets doen om te keer dat ons die evangelie verkondig. Enigiets. En dit is hoekom ons vir ons kerkleiers moet bid. Dat hierdie manne standvastig sal wees. Ons moet ingesteld wees daarop om gefokus te bly op die woord van God. Wanneer daar verskille tussen ons is, wat gaan kom, dan moet ons almal onthou, die Bybel het die laaste sê. En ons moet onsself onderwerp daaraan. Die Bybel het die laaste sê. Satan, sy demone, die mense wat in sy mag is in die wêreldstelsel, loop rond soos 'n brullende leeu om enige gelowige, elke huwelik, elke kerkleier en elke kerk te verwoes. Almal. Satan wil jou getuienis, wat God in jou lewe gedoen het, by jou kom steel. Die getuienis wat jy vir almal vertel wat God in jou gedoen het, Satan wil hê dat daai getuienis moet wegraak tussen jou sondes. Dink bietjie in die briewe wat Johannes geskryf het vir die kerke in Openbaring, 7 gemeentes. Daai gemeentes is verwoes deur hierdie tipe van dinge, deur leringsissues. En ek en jy kan verwoes word in hierdie oorlog. Onthou, as ons nou praat van hierdie geestelike oorlog, Christus wen. Christus het klaar oorwin in die kruis. Maar ek en jy is besig in hierdie klein skermutselinge so in ons private lewens. En ek en jy kan hierdie skermutselinge verloor op 'n daaglikse basis. Maar ons kan ook wen. Ons kan elke skermutseling wen. Ons kan deur die waarheid wat God vir ons gegee het in die Bybel, as ons dit glo en as ons dit reg toepas in ons lewens, kan ons elke veldslag wen waarby ons betrokke is. Ons hoef nie een keer te verloor teen die leeu nie. Nie een keer nie. Ek en jy kan in oorvloed lewe. Dit waarvoor Christus aan die kruis gesterf het, ons kan so lewe. Christus is ons redder en ons verlosser en ons Here. Hy het vir ons 'n onoorwinnelike wapenrusting en 'n strategie gelos waarmee ons Satan kan oorwin. Elke keer. In Jakobus 4 vers 7 staan daar: onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou af wegvlug. En dis wat ons moet doen. God het ons nie oorgelaat aan onsself nie. God fight hierdie oorlog. Ons moet net doen wat ons verantwoordelikheid is. God het vir ons gegee, waarmee ons Satan iets gegee, waarmee ons Satan elke keer kan verslaan. Daar's geen rede laat enige Christen verslaan hoef te word nie. Nooit nie. En volgende week gaan ons stap vir stap begin kyk na hierdie wapenrusting wat God vir ons in Efesiërs gegee het. Kom ons bid saam. Here, as ons so luister na hierdie oorlog waarin ons betrokke is, dan kan dit ons dalk vreesbevange maak. Here, dit kan ons dalk senuweeagtig maak om hier uit te gaan in hierdie bose wêreld te face. Maar ons hoef nie, Here. Ons hoef in geen vrees te lewe nie, want U het reeds oorwin. U het U Seun gestuur om die perfekte lewe vir ons te kom lei, om aan die kruis te sterf, sodat ons in volheid kan lewe, sodat ons hierdie veldslae kan oorwin, Here. Here, U het deur die apostels en die profete vir ons die woord van God gegee. Ons moet dit lees en ons moet dit bestudeer en dan moet ons dit glo. Here, dankie dat ons na U woord kan kyk en kan sien dat U na Uself verwys as die kragtige werking van God en laat ons onsself daarin kan berus. Dat U is kragtig
en U het reeds oorwin en ons het glad nie nodig om in vrees te lewe nie. Here, gaan met elkeen wat hier is vanoggend dat hulle in hulle harte tot hierdie oortuiging kan kom dat U vir ons alles gegee het om 'n lewe van oorvloed te kan hê. Here, dankie dat ons met daai wete kan lewe. Dankie dat ons weet, ons hoef nie in vrees te lewe nie. Here, dankie dat ons na U toe kan draai, ons Skepper en ons Here. Here, ons loof en ons prys U daarvoor, Here. En ons sê vir U dankie, en Here, gaan met elkeen van ons, dat ons dankbaarheid aan U kan bewys deur 'n gehoorsame lewe. Amen.